Ons eerste gas is in die ateljee en ons gaan almal baie lekker saamgesels. Dit is 'n bietjie swaar onderwerp, maar ek dink ons bring 'n bietjie hoop met hierdie onderwerp. En dis dwelmmisbruik en dwelmhandel en dan ook onwettige mensehandel. So saam met ons in die ateljee is Dr. Ado Kriege van Extreme Freedom Foundation. Goeiemôre. Goeiemôre. Baie dankie dat ek hier kan wees. Ja, dis kyk vir 'n dokter lyk hy goed nie. Ja, ek oefen nog so 'n bietjie. Nee, dis baie goed. Werk hard in die veld. Werk hard in die veld. Kom ons begin eers met die dwelmhandel in Suid-Afrika. Ja. En dan ook nou onlangs Villiersdorp. Was Villiersdorp, hulle het eers gesê is 500 miljoen rand se kokaine, toe is dit 300 miljoen. Maar nog steeds 'n enorme fonds op 'n wynplaas wat sê, kyk hier doen dinge die ronde. Ja. En ek dink dit was bestem vir Italië of iets. So hoe groot probleem het ons Kyk, Suid-Afrika is nog vir baie jare alreeds 'n groot deurgang conduit vir internasionale dwelmhandel. So die groot rede natuurlik is omdat ons so maklik hier dinge kan laat gebeur. En ander mense kyk ander pad. Jy weet, so dis 'n sagte teiken sover as wat die internasionale dwelmhandelaars is en die Kaapse roete is nog al die jare 'n handelsroete. Jy weet, so dit is vanselfsprekend. So groot fondse wat gevang word in die nuus klink indrukwekkend. Maar wêreldwyd is dit nog steeds minder as 10% van wat op daai stadium of op in die lug of op pad of op see is. Jy weet, so die omvang van die dwelmindustrie is dis big time, dis baie groot. Jy weet, groter as wat ons kan dink. Ekskuus nie, ek wil net weet onder watter ouderdomme is die probleem die grootste? As ek nou kyk na ons opnames, kyk ons so na tussen 15 en 25 is die meeste ouens wat opgeneem word, wat inkom. Wat ons nie weet nie, is wat nie by ons uitkom nie. Wat baie van hulle spoorloos verdwyn, wat ons nou baie van sien deesdae veral op social media. En dan die wat te skaam is en te bang is om na vore toe te kom. So ons statistieke in Suid-Afrika is nie akkuraat in die sin dat ons weet regtig wat op straat en wat in die gemeenskap aangaan nie. Ons weet wat in die rehabilitasie-industrie aangaan. Ook nie baie duidelik nie, want daar is baie meer rehabilitasiesentrums in die land as wat daar geregistreerdes is. So die regering het maar net toegang tot ouens wat by hulle geregistreer is. En ongelukkig word die ouens se rekords ook nie baie akkuraat gehou nie. So dis moeilik, maar ek kyk nou uit ons ervaring uit. Ek is al 30 jaar in die bedryf. 15, 25 is die ouderdom. Is die groot probleem. As dit by die vorige vraag gekom, hulle kry nou hierdie ouens, maar hulle vang nooit die groot ouens nie. Ek het nog nooit in die koerant gesien dat as mense sê 'n dwelm een van die base in Suid-Afrika is gevang of hulle het as gevolg van hierdie 300 miljoen dit behoort eintlik aan hierdie ou in Colombia of in Mexico. Is dit so moeilik om hierdie groot ouens te kry? Ja, die ding is dat die groot ouens is die groot ouens. Jy moet dit verstaan. Kyk, vir jare alreeds is die CIA betrokke met internasionale dwelmhandel. En hierdie is nie conspiracy theories nie, hierdie is waarheid. Dat al baie CIA agente na vore gekom en gesê ons is betrokke by hierdie projek, daai projek. So tyd terug het daar 'n vliegtuig geval in Amerika met 20 ton kokaine aan boord. Jy weet, en dit was 'n CIA vliegtuig. Wat maak hulle met 20 ton kokaine in die lug? Jy verstaan. So mense moet verstaan dat die regerings is betrokke by hierdie saak. Is wetgewing in plek om die probleem aan te spreek by ons? Daar's goeie wetgewing op ons wetboeke. Daar's 'n paar dinge wat kan verander, verseker. Een ding wat ek graag sal wil sien wat in die wetboek ingeskryf word, is ouer ouens wat jong kinders aan dwelms bekendstel. Dat daar 'n geweldige swaar vonnis daarvoor opgelê word. Want dit is die begin van daai einde van daai kind se lewe, tensy daar 'n groot ingryping is. En dan natuurlik die wette is daar, maar die wetstoepassing is nie daar nie. Jy kan nog steeds vandag by meeste van die howe van 'n dokter ontslaa raak vir R1,500. Is die going rate. So ons moet verstaan dat daar is gapings in die stelsel. Die forensiese laboratoriums vat 6 maande na 'n jaar voordat 'n dwelm toets se uitslae weer terugkom by die ondersoekbeampte. Intussentyd wat word van die docket? Intussentyd wat word van die verdagte? En in die meeste van die tyd is die verdagte ou wat maar net in besit gevang was. Of hy's 'n klein speler. Hy's nie 'n groot meneer nie. As jy werklik die wet wil toepas in handel, dan moet jy die lok
AAS metode gebruik. Jare terug toe ek vir Sanlam gewerk het ons dit gedoen, baie suksesvol, waar ek my voorgestel het as 'n verkoper. En waar 'n ou dan by my kom koop het, wat 'n gevestigde dwelmhandelaar is, want hy was op daai stadium met tekort. En ons kon die ou bust. Maar dis wat ons noem 'n reverse trap. Maar die mense is bang daarvoor, want daar's soveel gapings wat die wetsouens kan vat en sê ja, dis uitlokking, etc. Maar hulle doen dit vir goud en diamante. En goud en diamante is nie lewensgevaarlik nie, is dit? Dwelms is. So ek verstaan nie so lekker die ouens se mentaliteit as dit kom by die toepassing van die wet nie, want jy kan daai soort van metodes gebruik om die groot ouens te vang. Jy vang net die groot ou wanneer sy geld op die tafel is. Yes. Jy sien wanneer die transaksie plaasvind. Dis wanneer hy by is, wanneer sy geld daai. En so daar's baie dinge wat kan verander. 'n Ander ding wat ek graag sal wil sien is weer 'n gespesialiseerde eenheid wat net met dwelmsake werk. Jy weet, jou gemiddelde polisieman ken die wet nie. Ja, en hoeveel is daar, dan is dit brood nodig. Ons gaan nou verder gesels, dokter, want ek wil nog 'n bietjie uitvind oor Extreme Freedom Foundation ook, wat jy weet vir rehabilitasie, en dan moet ons gaan nog gesels oor mensenhandel ook. So bly geskakel net hier na sport. Dit is vandag internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige mensenhandel en Dr. Ado Kriege, stigter van Extreme Freedom Foundation, kuier vanoggend by die ateljee. Hy is ook 'n kenner omdat hy by albei hierdie handelsaktiwiteite betrokke was en dit dan nou ook vandag beveg. So weer eens welkom. Help 'n anti-dwelm veldtog of dag om die probleem te takel of bewustheid te skep? Dit is nogal 'n kontroversiële onderwerp daai, want ek onthou jare terug toe ons begin het met ons veldtogte, was ons fokus gewees op voorkoming. En ons het verskriklik baie by skole opgetree. In die hele land vol. Nou, die sukses daarvan kan jy nie werklik waar pyl nie. Maar dit is wel belangrik vir kinders om gebalanseerde inligting te kry oor wat is die neeweffekte, waar kan ek opeindig as ek op dwelms begin en hoe bly ek daarvan weg? Die beste gekwalifiseerde ouens om dit vir hulle te gaan oordra is nie polisiebeamptes nie, is nie maatskaplike werkers nie, is nie sielkundiges nie, is ouens wat daardeur was, soos myself. So ja, ek weet ons het baie impak gemaak op kinders se lewens, maar hoe bepaal jy hoe suksesvol dit is? En sit jy 'n persoon daarvoor wat 'n anti-dwelm praatjie gee en hulle weet nie regtig wat hulle sê nie, dan breek dit onmiddellik die geloofwaardigheid af by die kinders oor, is dit regtig so erg of is dit nie so erg nie? En dan is daar natuurlik ook die element dat jy kinders prikkel wat andersins nie so belang gestel het as jy nie jou boodskap baie duidelik en hard oorbring. Dit kyk, hierdie is 'n ding wat jou kan doodmaak. Dit gaan definitief jou lewe verander en vernietig as jy hiermee begin eksperimenteer. As ons nou kyk met Extreme Freedom Foundation met die werk, want julle werk elke liewe dag en al vir jare met dit. En dis nou iets wat ek nou baie gereeld sê nie, maar dis om 10 jaar terug was ek self in kokain verslaaf. En dis 'n ding wat jy voel jy gaan nooit hier kan uitkom nie. Ja. Daai donker en depressie, jy dink maar self maar dis die enigste manier, want jou brein sê vir jou dis onmoontlik om hierdie ding te los. En ek maak altyd die grappie en sê daarna, dat ek nou uiteindelik deur dit is ek soos 'n huishond in 'n sari tannie, om kinders te waarsku. Want jy's baie ernstiger meer om vir hom te sê, maar hier is nie speletjies nie. Maar hoe is die sukses van 'n rehabilitasie? As ek myself vat, ek het dit net gemaak. Ja. So partykeer dan ek amper eens hoop as ek dink en 'n ander ouens, dan dink ek, jy gaan dit nooit maak nie. Jorda, hierdie is nou weer 'n kontroversiële onderwerp, want daar is twee velde. Die een is baie min bekend oor die bekamping of die behandeling of die terapie, laat ons eerder daai woord gebruik, vir mense met dwelmprobleme. Die een is die mediese model, waar die ouens alternatiewe dwelms kry. Die ander ene is die sielkundige ene, waar jy die ou se kop probeer reg dokter. Maar dwelmgebruik is nie een van die twee nie. Dwelmgebruik lê in die geloof van die persoon. Wat die persoon van hulle self glo en dink, en hoe hulle die lewe sien. So as jy nie dit verander nie, dan gaan jy nie die persoon die nodige krag gee, innerlike krag gee, om sy probleem te bowe te kom deur te besef, maar dis nie waarvoor ek bedoel is nie. Dis nie waarvoor ek bestem is nie. Ek het iets baie groters in die lewe wat vir my wag, as om elke dag te probeer skoor, of om in die lewe te bly, of om te keer dat ek nie my breins uitblaas nie. So die geloof element, en dit is hoekom ons sê geloofsgebaseerde programme, is baie meer doeltreffend. Die ander ouens se statistieke is hier tussen 3 en 5% suksesrate. As jy gaan kyk na Teen Challenge, Bethel en daai ouens en soos ons ouens wat nou suiwer Bybelse beginsels gebruik, ons suksessyfer is hier oor die 70%. Ja, okay, dis nog fantasties. En dit was ook erken deur 'n internasionale groep met die naam van Trimbos Institute,
wat die wêreld deurreis om die koppeling te sien tussen HIV vigs en heroïn gebruik. Hulle het 2 weke daar by ons sentrum gespandeer. En hulle het vir my gevra, "What are you doing here? Why have you got so many ex-heroin addicts here?" Ek sê, "Because we've got one factor that works," en ek gaan dit nou maar noem, it's the Jesus factor. En dit is hulle geloof in Christus, wat hulle heeltemal 'n nuwe waarde gee van hulle self. Want kyk, wat se prys het hy betaal vir my? Ek is iets werd, jy weet. En dan my geloof in hom te sit, dan verander die hele binnekant, die siege en alles begin later verander. Hoe die persoon homself sien. As mens nou kyk, net mens sê dwelms, jy weet, ek was nou ook gelukkig net voor, ek was nou begin nuuskierig geraak het oor rocks, en toe het ek geweet, as ek daai roete gegaan het, was ek 10 to 1 heeltemal verby, want ek gedog, dis sommer net kokaine wat jy rook, maar dis 'n baie erger dwelm, en dan praat hy ou van die heroïne, en crystal meth, daar's goed wat, so dis nou, weet, mense wil nooit sê die een is erger as die ander nie, maar daar is goed wat baie moeiliker is om te los. Weet, soos 'n heroïne. Is dit die feit? Weet jy hoekom? Dit is 'n interessante ding hierdie. Die heroïne, die opioïdes, hulle val die breinstam aan. Die breinstam is die heel eerste gedeelte van die brein wat ontwikkel in die embrio, né? So dit is die deurgangskanaal vir al jou inligting, reg deur jou hele bestaan, gaan deur jou breinstam. Dis wat heroïne en opiate target. Nou, ek het hierdie ding besef toe ek 'n skrif lees, that you must be renewed in the spirit of your mind by the washing of the word. En toe ek dit begin besef, toe besef ek, maar hier is iets baie sterker, wat in daai geloofslewe van die persoon kan indring, wat selfs in sy kinderjare teruggaan, wat as hy die regte woorde hoor, want ons geloof kom deur gehoor, whatever ek gehoor, die mense wat nou na ons luister, hoor goed, en hulle gaan, party gaan dit glo, party gaan dit nie glo nie, maar ons hoor, en dan glo ons. So as ek begin hoor, dat daar is 'n mag wat in my kan werk, wat baie sterker is as die dood, wat baie sterker is as enige ander mag, en ek laat daai mag toe, om in my pos te vat, en deur my te werk, en in my denke te verander my hele lewe. So, daar's 'n alternatiewe roete, wat ons eintlik maar hoop, ek wou eintlik die boekie saamgebring het, Psychotherapy, a Biblical Approach, ek sal hom vir julle hier los. Dit is wat ons glo is regtig waar, die oplossing wat ons het. En ook om die ding by te bring by ouers. Wat met ouers doen? Want dis die ander ding, wat ook die probleem. Ja, mense help nou daai persoon, maar weet, as jy gesit het met 'n kind, en ek weet, hytjie is ook glad die skaam oor Hytjie Berg, as hy vir jou sê wat hy sy ouers deur gesit het, weet wat jy goed jou eie huis uit steel en begin verkoop, en wat ook al, ouers dink, mense weet nie maar ouers hanteer nie. Jy verstaan, of hulle bly eerder stil, want hulle skaam, of die gemeenskap. Weet julle ook miskien, ons program sal nie werk so suksesvol as dit werk, as ons nie 'n ouer opleidingsfase van ons hele program, reg deur die 12 maande wat ou in ons program is die ouers betrokke. En die ouers wat regtig betrokke raak, is die ouens wat aan die einde van die dag met 'n suksesstorie sit. Dit is ongelooflik. Sosiale media, ons gaan nou verder gesels, dokter, want ons gaan nou praat oor mensenhandel ook. Vir ons luisteraars, ek weet dit baie lank klas 'n liedjie gehoor, maar ek dink hierdie gesprek is te belangrik om dit te mis. Ons gesels verder met Dr. Ado Kriege van die stigter Extreme Freedom Foundation, en ons het nou gepraat oor dwelmmisbruik, maar ook 'n groot probleem, en ek sommer net van 'n bietjie van die oplees, in die laaste 30 jaar, net as by kinders kom, praat ons van 30 miljoen kinders, wat in mensenhandel beweeg was, en dis ook iets waarvan jy by betrokke was, om te keer, en dis 'n ding wat net nie, ek dink ons leef verby dit, ek dink ons, nou en dan kry ons 'n WhatsApp dingetjie wat sê, pas op vir jou kinders in die mall, maar ons het nie 'n benul, hoe groot hierdie bedryf is nie, dit is iets wat ons nie meer gekonfronteer word nie. Hoe groot is dit nog, kom ons praat maar in Suid-Afrika. Wel, daar's die statistieke wat ons kan gaan oplees, spesifiek van mense wat rekord hou nie. Maar as ek nou net kyk na op social media, die Pink Lady advertensies, van hoeveel jong mense gaan vermis binne in 'n week. Dis verskriklik. En as jy gaan kyk na hoeveel mense weet nie waar hulle kinders is nie. As daar byvoorbeeld 'n Joe Doe by die hospitaal is, en hulle sit 'n berig uit, dan is daar honderde ouers wat inbel en sê, of dit nie dalk hulle kind is nie. Jy weet, so, dit is skrikwekkend. En dit is al vir jare aan die gang, daai tyd van Rooyen se tyd af. Ons was destyds met die ondersoeke was ons besig geweest. Nou nog word daar vrae gevra, waar is hierdie kinders heen?
Wel, party gaan in seksslawerny in en dwelms speel natuurlik altyd 'n geweldig belangrike rol in hierdie hele storie. So, waarop moet 'n ouer bedag wees? Wel, in die eerste plek, jy moet jou kinders leer om die regte vriende te kies. Jy kan nie sommer net met enigiemand pelle raak nie, want jy weet nie wie hulle is nie. Ons het 'n meisietjie gehad, sy was nie 'n gelowige nie, sy was 13 en 'n half, 14, toe word sy genooi na 'n selgroepie toe, by haar kerk. In die selgroep is daar 'n jeugpastoor wat operate. Hy's 'n wolf. Sjoe. Hy raak betrokke met hierdie meisietjie, en hy vat haar een aand uit, en hy maak haar dronk, en hy spike haar dop, en hy het seks met haar, en daarna stryd op heroïne. Ek het 'n paar weke later, nadat sy vermis is, het ek 'n oproep gekry van 'n polisiebeampte uit die Wesrand uit. Het ek asseblief 'n veilige plek waar ek hierdie kind kan huisves? Hulle het haar sopas in Durban gekry, in 'n woonstel naby die hawegebied waar hulle gewag het om haar uit te voer. Jy weet, sy sou verkoop gewees het. Nou, die kind het na ons toe gekom, heeltemal die mekaar. Ek bedoel, hy ou het daar elke dag gespuit met heroïne. Sy was sat in no time. En ons het daar reg gekry, gesond gekry, en jy moes daai kind gesien het na die tyd, Jorney, toe sy nou haar 12 maande agter die rug het. Haar oogmerk in die lewe is om 'n CA te word. Pragtige meisiekind, met 'n briljante brein, wat regtig net betyds gered was, en haar lewe, jy weet, toe ek haar moes teruggee vir haar ma, en ek gaan ons kyk na die huislike omstandighede, toe was ek amper, ek het eintlik vir die ma voorgestel dat ons hierdie kind wil aanneem, dat sy by ons bly, jy weet. Maar gelukkig het sy so 'n diep gewortelde geloof in Christus ontwikkel in die tyd wat sy op ons program was, dat sy het aan die einde van die dag vir haar ma baie gesê, en sy is vandag op haar eie voete, en sy gaan aan in die lewe, en sy doen goed. Sjoe, want ek dink jy weet ook wat ek gelees het, hy sê jy kan vir 'n weet as jy vir al 'n jong vrou verkoop, is dit $10,000, maar dit vat jou iets soos 2 weke het jy jou geld teruggemaak. As jy hulle so verkoop, en dit is ook die grootste persentasie word as seksslawe aangehou. So dis die probleem, en dis 'n baie goeie besigheid. En hy sê dis kom hulle dit gedoen het. Jy weet, dit is net soveel geld en hoe groot en deel van daai donker wêreld. Ons het al 'n paar bordele, of is nie eens 'n bordeel nie, is net 'n nes betree, waar ons kinders gaan uithaal het, waar daar dan 15, 20 jong meisiekinders sit, vasgeketting aan staalbeddens, wat deur die Nigeriërs gebruik word, ek mag seker nie die woord sê nie, want deur die ander ouens gebruik word om as seksslawe gebruik te word om kliënte te lok. Terwyl die ou besig is om te snyf en te kere te gaan, het hy iets waarmee homself kan besighou terselfdertyd. Ja, en meeste van hulle is ons mense. Dis wat so hartverskeurend is ons mense. Ja, want dit is 'n mark. Dit sê vir ons 'n mark wat dit gaan besoek. Absolutely. En as dit nie gaan stop nie, gaan hierdie hele ding nooit stop nie. Ons was so 'n bietjie met pen aksie betrokke wat gesê het ook selfs en nou praat sommer van Pretoria, dat daai ou vrou aanhou en dat hy kinders baie het en hy vat daai kinders kleuterskool toe en alles. Nou praat ons al van 3 kinders net hier in Pretoria, maar hulle kan hom nie vang nie. En daai kinders word groot gemaak. Hy vat hulle skool toe alles en dan word hulle seksslawe. Ja. En jy kan nie dink dat iemand so 'n donker siel kan hê nie. Hy maak hierdie kinders groot vir dit. Dis eintlik Ons het 'n 13-jarige gehad wat deur haar stiefpa en ma terselfdertyd gebruik was seksueel, terwyl sy onder die invloed is van heroïne. 13 jaar oud. Jy sien. So voor ons so hopeloos raak. Nee. Kom ons motiveer mense om uit te kom by Extreme Freedom Foundation. Waar kan mense hulle in die hande kry? En veral as iemand nou luister en jy sit met 'n probleem, ek dink dis miskien vanoggend die tyd om my foon op te tel en sê maar kom ons bel. Ons foon is 'n antwoord, maar ek sal sê die internet is 'n beter opsie. Ja. Want daar kry jy in elk geval al ons kontakbesonderhede. Ons het 2 webwerwe op. Die een is xf.co.za, staan vir Extreme Freedom. Die ander een is hr7.co.za, staan vir House Regeneration, daar waar ons actually funksioneer. So mense kan net na daai websites toe gaan, dan gaan hulle 'n hele paar kontakbesonderhede kan kry. En daar's ook 'n kaart van waar hulle kan kom aanmeld. So, en julle 2 persele, een is in Pretoria en ons het 3 sentrums ook. Okay. Ons het die 2 hier in Pretoria, 'n mansentrum en 'n meisiesentrum, en dan het ons die plaas in Valwater waar ons die afrondingswerk doen, waar hulle laaste 6 weke met my en my vrou kom deurbring spesifiek. Baie dankie, baie deur die kuier. Baie dankie, hou baie geleer Baie vanoggend. dankie vir die geleentheid.